Goeiemôre geliefde broers en susters en baie hartlik welkom in ons erediens vanoggend, ook aan besoekers wat vandag hier by ons is. Ons is dankbaar dat ons vandag saam die Here kan prys tydens hierdie erediens. Natuurlik is dit 'n gesamentlike erediens vir alle lidmate van die Hervormde Gemeente Lichtenburg Oos. Baie hartlik welkom ook aan elkeen van u. Ons is 'n gemeenskap en die voorreg om vandag die Here te dien. Geliefde broers en susters, kom ons raak vanoggend net vir 'n oomblik stil in ons gebede. En dan bid ons dat die Here vandag die poorte van ons hart sal oopmaak en ons ontvanklik sal maak vir sy woord, dat hy ons sal lei en sal stuur deur sy gees, om nie net te luister, maar ook te gaan leef. Kom ons raak net vir 'n oomblik stil. Moet jou nie laat afskrik wanneer die lewe met jou gebeur. Want ek, die Here jou God, is by jou, oral waar jy gaan. Geliefde broers en susters, die genade van ons Here Jesus sal met u elkeen bly. Amen.
toon hoe sondig, skuldig en verlore ons almal is. Kom ons luister na die opsomming van die wet van die Here, soos ons dit lees in Matteus 22, vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetskenner, het vervolgens 'n vraag gestel aan hom te toets. Meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? Hy het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. Ons weet hoe liefloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons skuld bely. Kom ons sing die 232 vers 1. Broers en susters, ons het voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 13 lees ons dat Christus ons vrygekoop het van die vervloeking van die wet, deurdat hy in ons plek 'n vervloeking geword het, want daar staan geskryf, vervloek is elkeen wat aan hout hang. In Christus is ons nou vrygekoop is. Dit dring ons tot geloofsbelijdenis. Kom ons bely ons geloof in God soos volg. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewenmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid, en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete, ons glo een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels, ons bely een doop tot vergifnis van sondes, ons verwag die opstanding van die ontslapenis, en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het nou ons geloof bely, laat ons ons lewe opnuut aan die Here toewy. Kom ons sing daarom, Psalm 523, vers 1 tot vers 4. Ek lees vir u vers 4. Ek weet ek is nie volmaak nie, maar weet dat u oorwin het. So neem my hart, my lewe, voltooi wat u begin het. Ek lê my voor u neer, om anders te wees. Ons sing Psalm 523, vers 1 tot 4 as toewydingslied.
Geliefde broers en susters, ons lees vandag saam met die woord van die Here, die Nuwe Testament en die Evangelie, soos wat Johannes dit vir ons weergee. Ons gaan daar in hoofstuk 10 uitlees van vers 22 af tot by vers 30. Die skriflesing Johannes 10 van vers 22 af. Daardie tyd het die fees van die tempelwyding in Jerusalem plaasgevind. Dit was winter. En Jesus het op die tempelterrein rondbeweeg in die pilaargang van Salome. Die Jode het toe om hom saamgedrom en vir hom gesê, hoe lank gaan u ons nog in onsekerheid hou? As u die Christus is, sê dit openlik vir ons. Jesus het hulle geantwoord, ek het dit vir julle gesê, maar julle glo nie. Die dade wat ek in die naam van my Vader doen, dit getuig van my. Maar julle glo nie, omdat julle nie van my skape is nie. My skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal tot in ewigheid nooit verlore gaan, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader, wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Ons lees dit tot sover, geliefde broers en susters. Is my woord dan nie so nie? Soos 'n vuur is die uitspraak van die Here. Soos 'n hamer wat 'n rots stukke kan. Het heel waarskynlik dalk al daardie gediggie of daardie verhaaltjie of eintlik 'n lewensdrama al gelees van die twee voetspore of twee rye voetspore in die sand. Die van julle dalk nog nie gelees het nie. In die verhaaltjie wat die persoon vertel, kom hy aan die einde van sy lewe. En dan kyk hy terug op die lewenspad wat hy gestap het. En dan sien hy in die sand is daar altyd twee rye voetspore. Een is sy rye voetspore en die ander een is die Here se voetspore wat die lewenspad saam met hom gestap het. Maar soos wat hy deur sy lewenspad stap en terugkyk, dan sien hy daardie donker tye in sy lewe. Daardie tye van krisisse wat hy beleef het, uitdagings wat hy in die gesig gestaar het, moeilike omstandighede wat hy moes oorbrug. En dan sê hy dis in daardie kritieke tye in sy lewe waar net een ry voetspore is. En dan vra die verteller van hierdie verhaal vir die Here, maar Here, waarom het U my verlaat juis in daardie moeilike tye in my lewe? En dan is God se antwoord eintlik so treffend, wanneer die Here vir hom sê, dis nie jou voetspore daar nie. Dis my voetspore. Dis daardie moeilike, donker krisistye wat jy beleef het. Dit was die tye toe ek jou gedra het. Dit was die tye wat jy nie self kon loop nie, maar wat ek jou in my hande vasgehou het. Geliefde broers en susters, die hele verhaaltjie of gedig, die kort lewensverhaaltjie,
is 'n baie pragtige en bemoedigende verhaal. Ek dink vir almal wat deur moeilike tye gaan. Want dit gee vir ons daardie sekerheid dat selfs in die moeilikste tye van ons lewens dra die Here ons op sy hande. En volgens wil ek niks wegvat van die skrywer van hierdie gedig of hierdie verhaaltjie nie. Maar ek dink wanneer ons vandag luister na wat die Here Jesus sê in ons teksgedeelte, dan is die verhaaltjie dalk nie heeltemal in die kom. Want Jesus kom in ons teksgedeelte en dan sê hy, daar is eintlik jou hele lewenspad deur net teen my voetspore. Jesus sê hier in vers 28, niemand sal hulle, en daardie hulle is gelowiges. Dis mense wat in die Here glo. Dis mense wat ons kinders van die Here noem. Niemand sal my kinders uit my hand uit ruk. In vers 29 stel Jesus dit selfs nog sterker in die lig van die vraag wat hom gevra is deur die Jode. Wanneer hy dan sê hierso, my Vader, wat aan hierdie kinders vir my gegee het, is groter as almal. En daardie almal is eintlik alles omvattend. My Vader wat hulle vir my gegee het, is groter as almal. En niemand sal hierdie kinders van my ooit uit die Vader se hand kan ruk. Jesus sê daar's eintlik altyd net een ry voetspore. En dis God se voetspore. God sit ons nooit neer. Jesus gebruik 'n beeld hier in vers 27 en 28 van skape en van 'n herder. En dan gebruik hy spesifiek hierdie beeld omdat die mense, sy hoorders, kan verstaan wat hy vir hulle probeer sê. Skape in daardie tyd was uiters, en dit bedoel uiters kosbare besittings gewees. As jy 'n paar skape het, dan pas jy daardie skape ten alle kosbare. Jy sorg dat jy die hele tyd jou oog oor daardie skape hou, want nie een van hulle kan wegraak nie, want die verlies van 'n skaap is gewoon te groot. En as jy nie die hele tyd na jou eie skape kan kyk en dan stel jy 'n herder aan, wat die hele tyd daardie skape oppas, want dit is te kosbaar dat een van hulle verlore raak, dat een van hulle sal wegraak. En Jesus gebruik hierdie beeld om juist te beskryf hoe kosbaar sy kinders vir hom is. En omdat hulle so kosbaar vir hom is, daarom hou hy hulle die hele tyd in sy hand vas. Sit hy hulle nie hier in die wêreld neer om rond te loop nie, want net te loop hulle weg, net te raak een van hulle weg. Nee, hy hou hulle die hele tyd in sy hand vas en niks en niemand kan hulle uit sy hand ruk nie. Nou geliefde broers en susters, as ek nou weer dink aan daardie gediggie of daardie verhaaltjie wat vertel is van die twee rye voetspore in die sand, dan wil ek er niks wegvat van hierdie pragtige, bemoedigende gedeelte of verhaaltjie. Maar ek laat my tog dink, wat sou gebeur as God ons wel op hierdie aarde neersit, sodat ons eie ry voetspore kan loop? Nou ek dink die lande op die grond as God ons neersit, gaan iets verskrikliks wees. Dit moet 'n verskriklike harde slag wees om deur God op hierdie aarde neergesit te word. Ek kan my amper voorstel dat dit wees soos die landing van 'n albatros. Albatros is 'n seevoël, watervoël. Nou albatros is hierdie groot, reuse, grasieuse voëls. Van hierdie volgroeide albatros is 'n vlerkspan is oor die 3 meter lank. En albatrosse is gemaak om te vlieg. 'n Volwasse albatros kan oor die 16.000 kilometer in een vlug vlieg. Dis verskriklik ver. Wetenskaplikes het een spesifieke albatros gaan navors. En toe ontdek hulle dat daardie spesifieke albatros het in 1 jaar se tyd meer as 80.000 kilometer vlieg. Dis verskriklik baie ver hoe 'n albatros kan vlieg. 'n Albatros is gemaak om te vlieg. Maar albatros kan nie net die hele tyd vlieg. Op 'n stadium moet 'n albatros ook land. Nou albatrosse is hierdie groot grasieuse voëls. En omdat dit groot voëls is, en as ek nou praat van groot voëls, 'n volgroeide albatros weeg ongeveer 12 kg. Net om dit vir u dalk in perspektief te stel, wat onthou nou in die voëlwêreld is dit eintlik enorm. As jy nou vanmiddag hiervandaan af
of hier na erediens Spar toe gaan jy gekoop het vir jou hoendertjie, jy vir middagete wil gaan, daai hoendertjie weeg omtrent 2, miskien 2,5 kilogram. 'n groterige hoender weeg 3 tot 4 kilogram en ek het al gehoor van 'n 6 kilogram hoender, ek dink die voete kos uit met daardie hoender. So jy kry groot hoenders, maar albatros weeg 12 kilogram met hierdie verskriklike lang vlerke. Vir daardie voël, 'n albatros, om te gaan land, kom land hy met redelike spoed. Kom hy ingesweef al die pad na die see toe, sit hy sy pootjies uit en dan die water se oppervlak is glad genoeg sodat hy kan gly en die weerstand kan opbou om uiteindelik te kan stop. Dit is eintlik baie mooi om 'n albatros op die see te sien land. Maar albatrosse is watervoëls. Albatrosse broei egter nie in die water. Hulle broei op land. En in die broeityd is dit nodig vir 'n albatros om dan ook op die land te gaan sit en op die land te gaan land. En dis nie altyd so mooi. Ek het 'n video saamgeloop van wat in Nieu-Seeland geneem is van 'n albatros wat by sy kuiking gaan land. En daar soos jy dit kan sien, dis 'n verskriklike harde landing. Want die grondoppervlak is nie glad genoeg vir daardie voël om kalm en rustig in te kom en te gaan sit. Net rustig om terug te kom by die verhaaltjie en by ons teksgedeelte. Ek dink wanneer God ons gaan neersit, om ons eie spore in hierdie wêreld te trap, dan gaan ons landing redelik soos albatrosse lyk. Jy gaan kop eerste in die grond vasval. Albatrosse is nie gemaak om op die land te land. Ons is ook nie gemaak om op ons eie 2 voete in hierdie wêreld te staan. Dit klink baie keer mooi om te sê, die Here dra ons in ons krisistye. Maar wat gebeur wanneer God my moet neersit? Hoe gaan dit lyk wanneer God my neersit? Wat gaan gebeur die oomblik wat my voete die grond tref? En soos hierdie albatros dink ek ook, gaan ons nerve afval. Maar genadiglik weet die Here Jesus dit. En sê hy dit ook in ons teksgedeelte. Hy weet dat ons nie gemaak is om self hierdie wêreld te loop. En daarom hou hy ons vas. Ons is vir ons so kosbaar dat hy nie toelaat dat ons soos 'n albatros in die grond vasduik. God hou ons die hele tyd in sy hande vas. En ja, soms voel dit vir ons asof God ons neergesit het. Soms voel dit vir ons asof ons uit God se hand uit gegly het en self in hierdie wêreld geval het. En ons beleef dit baie keer wanneer ons deur krisisoomblik gaan. Wanneer ons groot uitdagings in die gesig staan en nie weet hoe ons daardie uitdagings gaan oorbrug. Wanneer ons deur moeilike omstandighede moet leef, waar daar nie eintlik vir ons enige tekens van hoop is, dan voel dit vir ons asof ons uit God se hand uitgeval het. Maar die waarheid is, ons het niks in hierdie lewe, geen krisis, geen uitdaging, geen omstandighede en geen persoon kan ons uit God se hand ruk. Lieve broers en susters, die waarheid hier agter is, God hou ons altyd vas. Want ons is nie gemaak om op ons eie in hierdie wêreld te staan. God het ons gemaak om elke dag in afhanklikheid in God se hand te leef. Al maak ons foute, al twyfel ons soms, al voel dit soms vir ons asof die Here ons verlaat. God hou ons altyd vas. Laat ons nooit vergeet, God het ons skatlik waardevol geag. So waardevol dat hy sy seun vir ons gegee het. En op grond van sy versoeningsdood het God ons opgetel in hierdie wêreld. Net soos ons is, met ons tekortkominge, met ons foute. En het hy ons so lief dat hy ons nooit weer
neersit nie. En mag jy elke dag beleef hoe die Here ons vashou, hoe die Here ons dra. En mag daardie deernisvolle liefde van God elke dag ook vir ons voorbygee. Amen. Geliefde broers en susters, kom ons bid saam. Ons almagtige God en dierbare Hemelvader, Here, dankie vir daardie groot voorreg wat ons het, om U ons Vader te mag noem. Om te weet, Here, dat U daardie Vader is wat ons altyd op die hande dra. Wat ons nooit neersit, sodat ons voete teen 'n klip kan staan, of kan val. Dankie, Here, vir daardie oneindige liefde, wat ons ganse lewenspad altyd saam met ons staan. Here, ons kom vandag as gelowiges, as kinders van U voor U staan. Nie net om vir U dankie te sê vir U groot genade nie, maar dan ook, Here, om onsself weer voor U te kom verootmoedig. Om onsself aan U te kom toewy, Here. Wat ons weet, niks kan ons ooit uit U hand uitdruk nie. Maar partykeer, dan voel dit asof die wêreld ons uit U hand uit laat val. Soms dan wil die Satan ons oortuig dat U ons gelos het. Soms, Here, voel dit vir ons asof ons doelloos en rigtingloos spone in hierdie wêreld loop, wat op niks uitloop nie. Maar Here, die waarheid daar agter is, dat U altyd by ons is. Dat U ons nooit in die steek laat nie. En maak nie saak hoe groot die uitdagings is nie, ons hoef nooit bang te wees nie. Want U is die lewende God, groter as alles en almal. U is die God wat altyd by ons is. In ander woorde gesê, Here, ons is altyd in U hande. Hou ons vas, Here. Versterk ons in ons geloof wanneer ons soms twyfel. Geef vir ons daardie visie en daardie insig om anders te gaan leef wêreld daar buite. Want ons hoef nie self die tree te stap nie. Ons loop in U veilige Vaderhand. Seën elkeen wat vandag hier is, Here, en vergeef ons ook wanneer ons soms uit swakheid en menslikheid van U pad af afwyk. Lei ons, Here, ook in hierdie week wat voor lê, bring ons ook weer in U huis bymekaar, om altyd U naam ter ere te sing. Dit bid ons Christus Jesus se naam, amen. Amen. Lieve broers en susters, as ons slotsom sing ons ook as 'n gebed, die 286, ons gaan daar die enigste lied, of vers van die lied saam sing.
gaan in sy vrede. Die God van hoop sal die deur die geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat die hoop selfs nog groter sal wees, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, ek dink hier die meeste van die afkondigings op die bord gesien flits.